Want hij is goed, want hij is goed. Loof die Here, want hij is goed, want hij is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, want hy is goed. Dag sê vriende en baie welkom by vandag se aanlyn video erediens. Dit is vandag 21 Februarie 2021 en ons vier die eerste Sondag in Lydingstyd. 'n Wonderlike feesseisoen waar ons met nuwe ywer en hertoewyding onsself opnuut aan die Here kan wy, deur geloofgewoontes aan te leer en in te oefen. Op hierdie manier ontdek ons al hoe meer die nuwe lewe wat Jesus vir elkeen vir ons kom gee het, deurdat hy ter wille van ons die lydingspad geloop het, aan die kruis gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. Ons leef met dankbaarheid om te weet ons is sy eiendom, sy kinders. Mag ons vandag ook in ons geloof groei. Ons jaarthema, soos julle alreeds gehoor het, is passievol. Ons fokus dan vandag op God se passie vir jou en vir my en sy skepping. Kom ons begin met 'n gebedslied om ons in te stel om bewus te wees van God se teenwoordigheid. God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig. Heilig is die Here. Buig in stilte hom ter ere. En wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. Ons sê gewoonlik as iets negatief in ons lewe inwerk en ons lewe so beïnvloed dat daar moontlike permanente veranderings en aanpassings moet wees, dan sê ons, dit is 'n katastrofe. En nou moet 'n mens leer om op 'n ander manier, 'n nuwe manier te leef. Voorbeelde is baie. Het sy dit nou my gesondheid is, of dat ek in 'n ongeluk betrokke was, my werk verloor het, of deur 'n egskeiding moet gaan, noem maar dit op. Katastrofes gebeur nie net met individue nie, maar het selfs 'n globale effek op mense. En COVID-19 is natuurlik in ons tyd so 'n voorbeeld. Maar ons dink ook aan die verskillende wêreldoorloë, selfs in ons eie land met die Anglo-Boereoorlog, die depressie van die 30er jare, die 11 September aanvalle op New York, die aardbewings en tsunamies. Dit het katastrofiese proporsies veroorsaak. En dan is dit hoofsaaklik menslike intervensie wat hierdie situasie begin en beïnvloed het. Ons lees in die Bybel ook van sulke katastrofes wat gebeur het, een wat selfs deur God beplan en deurgevoer het. Genesis 6-9 vertel ons daarvan. Die baie bekende verhaal van Noag en sy seuns. Kom ons bekyk dit weer van nader en ontdek iets nuuts.
Ons lees dan hoofstuk 6 vers 5. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank met slegte dinge besig is, of bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. Noag kry die opdrag om 'n ark te bou, en hy en sy hele gesin en van al die soorte diere in pare het hy saamgevat. En vir 40 dae en nagte het dit gereën, en vir 150 dae die waters die aarde oorstroom. Eers nadat die duif met 'n olyfblaar in sy bek terugkeer na die ark toe, het Noag en sy gesin en al die soorte diere weer voet aan land kon sit. En dan kom besoek God vir Noag en sy seuns en sluit 'n verbond met hulle. Ons teksgedeelte dan, Genesis 9, ons lees daarvan die 8ste vers. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê, kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag, en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond, wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God is passievol oor sy skepping, en hy begin oor. Ten spyte van die sonde karakter van die mens, gee God weer en weer en weer, ja en weer 'n kans. Hy was eers die aarde skoon, om dan met 'n nuwe skepping te begin. En in die Noag verhaal bevestig hy dit met 'n verbond. Die verbond is 'n Bybelse term, en in ons konteks is dit nie altyd so 'n bekende begrip wat ons som in ons omgangstaal sal gebruik nie. Maar dit is 'n baie belangrike begrip. Kom ons vertaal dit dan met die woord wat ons ken as 'n ooreenkoms. En wanneer ons 'n ooreenkoms aangaan, dan is daar gewoonlik 'n party of partye betrokke. Kom ons neem 'n voorbeeld. Ek kom ooreen met die skool om my kind se skoolgeld te betaal. Wat eintlik beteken dat ek beloof om dit te doen. Daar's verskillende verbonde in die Bybel. Die Abrahamitiese verbond is so, waar daar twee partye is, God en Abraham. Maar wanneer ons die Noag verhaal lees, is daar net een party betrokke. En dis net God. Hy kom bied uit genade weer 'n nuwe begin, en met hierdie verbond verbind God homself dan, dat daar altyd lewe sal wees. En hy bevestig dit met 'n teken, die teken van die reënboog. En so herinner die reënboog ons tot vandag, dat God sy beloftes in stand hou. Net gou 'n kantlyn aantekening. Enige ramp of teëspoed of katastrofe kom nie van God nie. God stuur nie so 'n situasie om iets vir ons te kom sê nie. Paulus bevestig dit in Romeine 8, wanneer hy sê ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Ons is nog deel van die stikkindheid, maar God se beloftes is nog steeds geldig.
Die belangrikste van die reënboog wat ons soms miskyk is vers 14 en 15. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle. God verbind hom nie net aan ons nie, maar ook aan homself. God sal onthou. En wanneer hy onthou, dan verander hy dinge. Sy passie vir die skepping, sy kosmos, is wanneer hy sy hart oopmaak om hierdie skepping te red van verganklikheid. Die bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die kosmos gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Lydenstyd benadruk God se besondere onthou genade. God beloof nie net nie, hy gee 'n teken van sy onverdiende en onbeperkte liefde. Jesus Christus. Vandag het ons ook die verbondstekens, die nagmaal en die doop, om ons aan God se genade liefde te herinner. Wanneer Petrus oor die Noag verhaal reflekteer, dan lees ons in sy eerste brief in hoofstuk 3 vers 20 tot 21. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd van Noag, die ark gebou het. Net 'n klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Die doop herinner ons dat God ons in Christus Jesus se dood en opstanding kom skoon was het van al ons skuld. Ons is vrygespreek op grond van God se belofte en liefdesdaad. Ten slotte, die Noag verhaal teken dus die onafwendbare katastrofe van ongehoorsaamheid. God haat sonde. God verwag gehoorsaamheid. En elkeen wat steeds in die sonde volhard, sal die oordeel nie vryspring nie. Maar die verhaal van Noag teken egter vir ons ook 'n geweldige gerusstelling en troos aan. God sal die aarde nie weer vernietig soos met die sondvloed nie. Hy red Noag en sy nageslag. Hy begin oor. En vir ons, as Nuwe Testamentiese gelowiges, het hy ons in Christus Jesus klaar gered. Ons leef nou die nuwe lewe en hy bevestig dit met sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees in ons lewens elke dag. So is God passievol oor jou. Ontdek dit opnuut in jou persoonlike verhouding met hom. Mag jy dit elke dag ervaar. Amen. Liewe vriende, ons sluit af met 'n gebed waarna ons gaan luister. Dis die beruiming van Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Maak dit ook jou gebed. Waar vandaan sal daar dan op kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde kon vorm. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy soog. Want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Dags sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie bedreig. Hy sal jou uitgang en
veilig, beskerm vir altyd. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar dan kom? Hy kom van die Here, wat hemel en aarde kom vorm. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Bedags sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie bedreig. Sal jou uitgang en jou ingang beveilig, beskerm en bewaar. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. 'n Baie mooi dag vir jou. Totsiens, tot 'n volgende keer. The passion of our Savior, the mercy of our God, the cross that leaves no question of the measure of His love. Come on, let's sing together. Our chains are gone, our debt is paid, the cross has overthrown the grave for Jesus. It's so unusual, it's frightening. You see right through the mess inside me, and you call me out to pull me in. You tell me I can start again, and I don't need to keep on hiding. I'm fully
known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known